Geliefdes, soos wat ek gisteraand gesê het, handel ons Pinkster hierdie week oor die Onse Vader. Gisteraand was net so kort inleidingkie. Hy is op sosiale media beskikbaar vir die van u wat nie hier was nie of wat hom gemis het. Vanaand gaan ons weer die aanhef tot die Onse Vader lees in Matteus 6 vers 9 en dan wil ek ook vir ons enkele verse uit Romeine 8 net daarmee saam lees. Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is. Dan Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Voordat ons voortgaan met die prediking, kom ons verenig net in gebed voor die Here. Troue God en Hemel Vader, u wat Skepper God is, maar ook u wat onderhouer God is, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, waar ons kan stil word in u teenwoordigheid. Dankie dat ons die voorreg het om nog 'n jaar Pinkster te kan meemaak, dat ons u modelgebed kan gebruik, om volgens dit onsself in te skerp rondom ons gebede. Dankie Here dat u deur die knegg u woord bring vir elkeen wat se ore oop is om te luister. Gee daarom dat dit sal inslag vind in ons harte. Ja Here, dat ons dit sal deel maak van ons lewens en dat ons u modelgebed na hierdie week met ander oë sal aanskou. Seën ons oordeenking vanaand tot u eer en tot u verheerliking. Amen. Liewe broer en suster, ons Here Jesus Christus, ek wil vanaand begin en sê, ons is so gewoond daaraan om God aan te roep as ons hemelse Vader. Dit klink so normaal. Tog is dit nie sommer so iets om God aan te roep nie. Dis iets baie besonders. Dis iets onvoorstelbaar. Dis iets geweldig. Dink maar eers so 'n oombliekie daaroor na, sodat u gebed aan krag en diepgang kan wen. Wat beteken dit vir u? Wat beteken dit vir jou om God as ons hemelse Vader aan te roep? Beteken dit enigstens iets in jou lewe vir jou om te kan sê, Onse Vader wat in die hemel is? Ek wil dit so 'n bietjie nader trek. Het jy al ooit hierdie gebed gebid en gesê, my Vader wat in die hemel is? Wat beteken dit vir ons? Om hom te kan aanroep as ons hemelse Vader. Is ons bewus van die voorreg wat dit behels, maar ook van die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. En daarom wil ek hê ons moet vanaand daarby so 'n klein bietjie stil staan. Die voorreg wat ons het om hom aan te roep as ons hemelse Vader. Maar saam met hierdie voorreg gaan daar ook 'n verantwoordelikheid. Besef u hoe besonder dit is om God as ons Vader aan te spreek. Almal van ons word groot in huise waar ons van pappa en mamma praat en vader en moeder. En mense kon sê dat hierdie openbaring van God as Vader in 'n sekere sin dalk die klimaks in die Bybelse boodskap is.
En dan wil ek graag vanaand vir u die verskil uitwys tussen die Ou en die Nuwe Testament. Want in die Ou Testament het God homself bekend gemaak. Maar met watter naam het hulle hom in die Ou Testament aangeroep? En dan sal jy sien, ek gaan die Hebreëse naam gebruik, en ons sal nog in ons Bybelstudie een of ander tyd op 'n Sondag aan 'n bietjie kyk na die verskillende name van God, soos wat ons dit in die Bybel vind. Maar hier in hierdie spesifieke gedeelte gebruik hulle die naam Jahwe. Dis die naam wat in ons Afrikaanse Bybelvertaling, die 33 vertaling, met hoofletters geskryf word. U het op baie plekke in die Bybel lees ons, so sê die Here, Here. Maar dan is die eerste Here met 'n hoofletter H en die ERE is klein lettertjies. En die tweede Here is almal hoofletters. En dit is waarna Jahwe verwys. Hierdie naam met die hoofletters. Ek is wat ek is. Ek is die verbondsgod. Ek sal wees wat ek beloof het. En ek sal met jou wees. Hierdie verbondsnaam het vir my 'n betekenis dat God die verbond met ons gesluit het en dat hy met ons sal wees al die dae van ons lewe. Tog benadruk die naam wat God homself is, hy is volkome betroubaar, wat heeltemal en onveranderlik homself is. Dit is die offisiële naam wat Israel geken het en gegee het vir hulle koning. Dis 'n naam wat veral ontzag en nederigheid moet inboesem. As ons praat van Here met hoofletters, dan is dit hierdie verbondsgod, hierdie skeppergod, hierdie God wat jou en my gemaak het. In die Ou Testament val die klem op God se heiligheid. Dink maar aan die tempel waar ons met die heilige en die allerheiligste te doen gehad het, waar die voorhangsel die res van die tempelkompleks geskei het van mekaar. Dink maar net aan die seremoniële wette wat gegeld het daar in die Ou Testament. Die woord heiligheid laat veral dink aan skeiding of afsondering. As die Here in sy woord vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig, dan is dit hierdie anders wees wat God van my en jou verwag. Met betrekking tot God sien dit op alles wat hom van sy skepsels onderskei. Alles wat hom anders maak as my en jou as sondaar mens. Sy grootheid, sy almag, sy reinheid. Godsdiens word in die Ou Testament bepaal deur die gedagtes van God se heiligheid. Die klem val voortdurend op die feit dat ons, vanweë ons swakheid en ons sondigheid, ons voor God moet verootmoedig en ontzag vir die almagtige God moet hê. Herhaaldelik word dit beklemtoon dat ons in die teenwoordigheid van die heilige God ons eie plek moet ken en afstand moet hou tussen ons en hom. In die Nuwe Testament het die prentjie heeltemal verander. God se heiligheid bly wel staan. Dit word in die Nuwe Testament veronderstel dat almal hierdie heiligheid van God sal erken en dit sal aanvaar. Tog het die aksent of die klem verander. Die klem val nou meer op God se vaderskap. Ons roep God nou aan as ons Vader. God se verbondsnaam het nou as ware Vader geword. Gelowiges is dus sy kinders, sy seuns, sy dogters, sy familie, sy erfgename. Die Nuwe Testament benadruk nie die moeite en gevaar om naby die heilige God te kom nie. Dit het verskuif na die vrymoedigheid en die vertroue waarmee ons tot God mag nader. Ek het vanoggend ook die voorbeeld gebruik, die ouer mense wat nog aan die plaastelefone gewoond was. Ons het nie nou meer nodig om die sentrale te skakel nie. Ons het nou 'n hooflyn, 'n direkte toegang tot God die Vader. Hierdie vrymoedigheid kom deur die geloof in Jesus Christus. Dit is gegrond op die verlossingswerk wat hy reeds volbring het aan die kruis en dit vir jou en vir my. So lees ons in Efesiërs 3 vers 12, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Jy sal oplet, deur die Pinkster gaan ek verskeie teksverse aanhaal,
Want ek wil hê, u moet besef, dis God wat in sy woord vir ons opgeteken het. So lees ons in Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Vir u en vir my, wat aan Christus behoort, is die Heilige God 'n liefdevolle Vader. U is nou deel van sy gesin. U mag tot hom nader sonder enige vrees. U mag altyd seker wees van sy vaderlike sorg in jou lewe. Ek wil vanaand vir u sê, dit is vir my amper die hart van die evangelie van Jesus Christus. Hierdie vaderlike sorg, hierdie vrye toegang, hierdie sekerheid wat u en ek in ons lewens kan hê. Wat beteken dit dan dat God ons Vader is? God het die volle betekenis daarvan onthul deur sy Seun, ons Here Jesus Christus. Soos hy Vader van ons Here Jesus is, so wil hy Vader van jou en van my wees. Ons lees dit veral in die evangeliebeskrywing van Johannes, maar ook in sy briewe. Is dit nie geweldig nie? Is dit nie oorweldigend om te dink, die almagtige God wil jou en my as sy seun, as sy dogter, as sy kind hê nie? Ons hoor dat Jesus Christus, sy eniggebore seun, praat van my Vader, maar hy praat ook van julle Vader, hy praat van my God, maar hy praat ook van julle God. In sy eerste brief teken Johannes ons kind wees van God as hierdie uitnemende gawe van God se liefde. In 1 Johannes 3 vers 1 sê hy, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons gegee het, dat ons kinders van God genoem kan word. As ons kyk na die vaderskap van God, dan is daar 'n paar aspekte, 'n paar dinge wat vir my in besonder uitstaan. Eerstens is gesag. Die Vader bepaal wat moet gebeur en hy beskik oor hierdie dinge. So hoor ons in Johannes 6 vers 38, ek het uit die hemel neergedaal, nie om my ontwil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. Liewe broer en suster, liewe jongmense, is ek en jy al daar? Is ek en jy al daar dat ons die wil in ons lewens wil nakom, hy wat ons geroep het, hy wat ons gestuur het in 'n gebroke wêreld? Johannes 17:4 sê, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit het Jesus Christus aan die kruis gesê. Waar is ek en jy? Ek het al in die verlede verwys in die onlangse prediking van jong mense wat te sterwe kom, babetjies wat te sterwe kom. Daardie mense was in die bevoorregte posisie om te kon sê, dit is volbring. Dit wat God my voorgeroep het ek volmaak in hierdie wêreld uitgeleef. Maar dit geld ook vir ons, as God se aangenome kinders. Die Vader het gesag en hy wil hê dat ons sy wil doen. Die tweede eienskap, wat vir my baie prominent uitstaan, is toegeneentheid en liefde. Ons hoor sy seun sê in Johannes 5, die Vader het die seun lief, en soos die Vader my lief gehad het, het ek julle lief gehad. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde gebly het. Jy sien, dit word nie vir ons gevra nie. Dit word vir ons gesê om die gebooie van die Vader te onderhou. En as ons dit doen, dan kan ons in sy liefde bly. Wanneer tweedrag en tweestryd en skeuring plaasvind, dan kan 'n mens nie anders as om te vra, word die gebooie van my Vader bewaar nie? Soos die Vader sy eniggebore seun liefhet, so het hy ons, sy aangeneemde kinders, ook lief. Dink maar net daar in Johannes 16 staan, in daardie dag sal julle in my naam bid,
En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. Die Nuwe Testament meet God se liefde aan twee dinge. Eerstens aan die kruis, en tweedens aan die gawe van aanneming tot kinders. 1 Johannes 3 vers 1, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Van alle genadegawes is die gawe van aanneming seker die hoogste. Die gawe van vergewing is alreeds gewelddadig. Ek is 'n verlore sondaar wat dood is deur die misdade en die sondes, maar ek word vrygespreek deur Jesus Christus wat bereid was om vir my en vir jou aan 'n kruis te hang. Wanneer ek egter hoor dat God my as 'n seun of as 'n dogter in sy huis opneem, dan besef ek des te meer hoe gewelddadig en grensloos hierdie liefde van God vir sy kinders is. In die antieke wêreld, en hier is net 'n stukkie interessantheid, in die antieke wêreld van die Ou Testament was dit normaalweg kinderlose, maar ryk egpare wat aan aanneming gedink het. Hulle het gegaan en 'n erfgenaam gesoek wat die familienaam sou kon voordra. Daarom het hulle meestal ouer seuns aangeneem, een wat homself reeds al 'n bietjie in die lewe bewys het, as 'n waardige kandidaat om 'n familienaam voor te dra. Tog sien ons egter dat God ons aanneem, nie omdat ons karakter of ons reputasie of ons status ons enigstens sou kon waardig maak in sy oë nie, maar hy neem ons aan uit onvoorwaardelike vrye liefde. God neem my en jou aan, ondanks die feit dat ek uit myself totaal onwaardig is om kind van God te wees. Ek is nie regtig dit waardig om 'n plek in God se gesin te kan hê nie. Die idee dat God my, 'n sondaar mens, liefhet en verhef soos sy eie seun liefgehad het en verhef het, dit klink vir my en vir jou onlogies. Dit klink vir my en vir jou dwaas en vergesog. Tog beteken die feit dat ek Vader mag sê, niks minder as juis dit nie. In sy grenslose liefde het God my as kind aangeneem. Hy was nie verplig om dit te doen nie. Hy het niks aangaande my sonde hoef te doen nie, behalwe om my daarvoor te straf. Maar hy het my liefgehad. Hy het my verlos. Hy het my vergewe. Hy het my as sy seun of dogter aangeneem om homself aan my gegee as Vader. Is dit nie vir u treffend? Is dit nie genade op genade nie? Om God Vader te noem, herinner ons nie slegs aan sy liefde nie, maar ook aan die gemeenskap met hom. Christus het gesê, tog is ek nie alleen nie, omdat my Vader met my is. En later het hy weer gesê in Johannes 16, hy wat my gestuur het is met my, die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Dieselfde geld ook vir my en vir jou, as kinders, aangenome kinders van God. Ons gemeenskap is met die Vader en met die Seun, Jesus Christus. Die Vader is met ons op 'n permanente basis. Met die hemelvaart wat ons nou onlangs gevier het die Here opgevaar en gesê, ek laat my Heilige Gees by julle, sodat julle nooit weer alleen hoef te wees. Kyk ons na die sielkunde, dan vertel hulle vir ons hoe belangrik dit is dat 'n gesin stabiel en veilig is. Die ouer juffrouens en die nuwe juffrouens in ons midde sal vir u vertel dat 'n gesin wat gebroke is, jy kan dit in daardie kind se totale lewe en lewenswandel sien. As daar iets makkeer aan die ouer-kind verhouding, dan kan dit nadelige effekte vir die kinders hê. By God
By ons as aangenome kinders van God is daar absolute stabiliteit. Daar is absolute veiligheid. Die Vader is 'n hemelse Vader. Hy het nie die tekortkominge wat u en ek het as 'n aardse Vader nie. Hy is volkome. Hy is wys. Hy is goed. Ons posisie as kinders is gewaarborg. As jy en ek 'n voertuig koop, dan wil ons weet, hoe lank is die fabriekswaarborg en wat sluit dit in? God kom na my en jou toe en hy sê, jy is my kind gewaarborg, onvoorwaardelik. Miskien dat ek, soos die verlore seun van die gelykenis, niks anders kan sê as dit wat ons in Lukas 15 vind, die Vader, ek het gesondig en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. Maar wat doen God? Hy ontvang my as sy seun en as sy dogter en hy het my lief soos hy sy enige gebore seun lief gehad het. Daarom kan ons saam met Romeine 8, saam met Paulus sê, ek is versekerd dat niks my sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Liewe broer en suster, liewe jongmens, liewe kind, weet dit vanaand. God sal jou nooit vergeet nie. Hy sal nooit ophou om vir jou te sorg nie. Hy bly jou Vader in die hemel. Waarom het die ou mense in die antieke tyd seuns aangeneem? Dit was om 'n erfgenaam te hê, iemand wat die familienaam en die besit kon voordra. Ons as gelowiges is aangeneem om erfgename te wees. Paulus verwoord dit so pragtig in Galasiërs 4:7. Hy sê, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan is jy ook erfgenaam van God deur Christus Jesus. Alle erfgoed van jou en my hier op aarde behoort aan ons kinders. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 3, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus behoort aan God. Wat sê dit vir u en vir my? Ek en jy behoort aan God. Ons is erfgename van die erflating van God. Om God aan te roep as ons hemelse Vader is 'n verskriklike groot voorreg. As God ons Vader is, as ek en jy God ons Vader wil noem, dan is ek en jy sy kind. Hierdie aanspraak beteken dat God gesag het. Dit beteken dat God ons liefhet soos hy sy enige gebore seun gelief het. Hy is 'n ware Vader. Dit beteken dat ons deel in sy gemeenskap. Dit beteken dat ons erfgename is. Erfgename van alles. Sien u wat dit beteken om God aan te roep as ons hemelse Vader? Dis 'n geweldige aanspraak. Dit beteken alles vir jou en my as gelowige. Ons is skatryk saam met die Vader. Ons is bevoorreg bo enige heerser op hierdie aarde. Ons is bevoorreg bo enige multimiljonêr op hierdie aarde. Maar nou wil ek gou 'n oomblik stil staan by die verantwoordelikheid wat saam met hierdie ding gaan. As ons Vader gesag het, hoe moet ek my dan teenoor hom opstel? Hoe moet ek my teenoor hom sien? Dan moet ek my mos aan hom onderwerp. Dan moet ek mos gehoorsaam wees aan sy wil. Dan moet ek mos respek en ontzag hê vir die Allerhoogste. Die ouer mense, in die ou dae as jy hof toe gaan, dan moet jy 'n baadjie en 'n das aangehad het. Vandag gaan ons kerk toe na die Allerhoogste toe, maar ek wil in my kortbroek en my plakkies gaan. Is dit hoe ons respek en gesag betoon? My aardse Vader is maar beperk in sy moontlikhede. Ek en jy as 'n aardse Vader is beperk in wat ons vir ons kinders kan bied. Ons is sondig. Ons is sterflik. Somtyds gedra ons onsself onwaardig. Maar my hemelse Vader is baie groter as dit. Hy is nie begrens deur enige iets nie. Hy weet perfek
wat goed is en wat ons nodig het. Hy doen alles perfek. Daarom moet ek van sy hemelse majesteit nie op 'n aardse manier probeer dink nie. Daar is alle rede om my gewilligheid met vreugde aan sy gesag te onderwerp. Nie slegs omdat dit moet nie, maar omdat hy 'n volmaakte, 'n hemelse Vader is. Daarop kan u en ek vertrou. Matteus 7 sê dit so pragtig: bid en vir julle sal gegee word, elkeen wat bid ontvang. As julle wat sleg is, dan weet om die goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat tot hom bid. En ja, hy is heeltemal korrek. Hy weet wat ons wil hê in die toekoms. Hy weet voor ek en jy nog gebore is wat ons gaan nodig hê. Maar hy wil hê ons moet ons afhanklikheid, ons erkenning aan hom gee as die hemelse Vader. Nou is die vraag vanaand aan elkeen van u wat hier sit en ook aan my. Vertrou u daarop, ook met betrekking tot u fisiese en materiële behoeftes? Die Here Jesus herinner hulle wat in hul geloofslewe beproef word aan die feit dat hulle kinders van die Vader is. Hy sê in Matteus 6:25, moenie julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Maar dan is daar dalk iemand wat vanaand sê, maar dis mos nie realisties nie. En dan hier antwoord Jesus Christus hierop en hy sê, julle geloof is te klein. Het julle vergeet dat God julle Vader is? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in die skure nie, en tog voed ons hemelse Vader hulle. Hoeveel te meer vir jou, wat sy kind is. Vertrou u werklik? Vertrou jy ook so op jou hemelse Vader? En indien nie, wil ek vir jou vanaand vra, waarom nie? Jy bid tog ook ons hemelse Vader, ons Vader wat in die hemel is? Daarby moet jy mos jou vertroue oorgee, jou vertroue uitleef. Om te suggereer dat die Here nie Paulus se gebed verhoor het nie, omdat hy nie gekry het wat hy gevra het nie, sou heeltemal verkeerd wees. Ons hoor dit ook in ons lewens vandag, dat mense sê, ek bid, maar dit voel of ek teen die plafon vasbid. Hierdie voorbeeld uit Paulus se lewe gee 'n antwoord op die sogenaamde probleem van onverhoorde gebede. Om God ons hemelse Vader aan te roep, beteken vir ons ook dat ons in blye verwagting moet lewe. Want ons tyd is nie God se tyd, en God se tyd is nie ons tyd. As kinders van God is ons erfgename van God en mede-erfgename van Christus Jesus. Iets waarna ons kan uitsien, want die beste is nog aan die kom. Aan die einde van ons lewenspad wag vir ons 'n ryke erfenis. Dis nie slegs 'n moontlikheid nie, dis 'n waarborg, dis verseker. Die Vader het dit beloof, die Seun het dit aan die kruis verdien. Die Vader is die waarheid self, ek is die lig en die lewe en die waarheid. Die Vader se eiendom is onmeetlik. Jy, my broer en my suster, my liewe jong mens, is onmeetlik in hierdie wêreld. Ek wil afsluit. Ons roep God as ons Vader aan. Ons bid nie net individualisties nie, maar ons bid ook as lede van 'n groot gesin, 'n geloofsgemeenskap. Ons is broers en susters van mekaar. Kan ons dit sê van ons as lidmate hier in die AP Kerk Potchefstroom? Of is hierdie onderlinge getoutrek en gewederstrewigheid en geskoorsoekery belangriker as om my broer en my suster in Jesus Christus te wees? Die Onse Vader oefen ons om voorbede te doen vir die behoeftiges van God se gesin. Gee ons, vergeef ons, lei ons, verlos ons. Ons beteken meer
as net ek of jy. Wanneer die gemeenskap met die Vader en Jesus Christus ten volle geniet kan word en ons hulle van aangesig tot aangesig kan sien. Wat 'n perspektief. Wat 'n liefde en volheidslewe kan ons nie dan lewe tot eer van God. Mag ons bly roem daarin dat die Vader ons sy kinders noem. Mag hy gee deur die werking van sy Heilige Gees dat ek nie meer met Herman se oë sal kyk na Peer of na Freek of na Vincent nie, maar dat ek met God se oë sal kyk en 'n godsgeskape wese sal sien wat in sy feilbaarheid leef om tot eer van God te lewe. Mag dit wees dat God vir ons nuwe lewe bring in hierdie Pinkstertyd. Dat ons as 'n klein groepie die suurdeeg sal wees in ons hele gemeente om uit te reis tot 'n lieflike grootheid wat God behaag. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, hoe wonderlik om onder die geklank van u woord te mag wees. Dankie Here vir u leiding. Dankie Here vir u Vader wees in ons lewens. Ons is soms so kortsigtig in hierdie wêreldse lewe van ons, dat ons vergeet dat ons veilig in u hande is. Dankie daarom Here dat ons u naam mag groot maak en dat ons u ons hemelse, ons almagtige Vader mag noem. Maar meer nog Here, dankie uit die diepte van ons harte dat u ons u kinders maak. Vergewe ons waar ons wederstrewig is. Vergewe ons waar ons aardse maniere gebruik om ander seer te maak. Geef vir ons harte van vlees, verstande belig met u wysheid, om te leef tot u eer en tot u verheerliking. Ons pleit dit in die naam van Jesus Christus. Amen.